Dit is stilwordtyd rondom die Here se woord en hierby uit die woord digitaal wil ons vir jou baie welkom sê vanmôre by ons 6ste oordeenking van hierdie reeks wat handel oor die saligsprekinge van Jesus. Dankie dat jy vanmôre by ons inskakel. Ek is Dominee Adriaan Swart. Ons lees vanmôre saam uit die woord van die Here, Matteus 5 vers 8. Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Broeder en suster, ons leef in 'n wêreld wat baie aandag gee aan uiterlike dinge. Mense spandeer tyd en baie geld om mooi te lyk, gesond te wees en 'n goeie indruk op ander te maak. Maar Jesus kyk dieper as die uiterlike. Hy kyk na die hart. In die bergpredikasie hier in die Matteus Evangelie sê Jesus: Salig is die wat rein van hart is. Die Here stel nie in die eerste plek belang in uiterlike godsdienstigheid nie, maar in 'n hart wat aan hom behoort. In die Bybel verwys die hart na die middelpunt van die mens se bestaan. Dit verwys na ons gedagtes, begeertes, emosies en ons wil. Wat in ons hart leef, beïnvloed alles wat ons doen en sê. Salomo kom en beskryf so pragtig vir ons in Spreuke 4 vers 23. Bewaar jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Ons woorde, ons optrede en ons keuses vloei uit die toestand van ons harte. Daarom is die grootste probleem van die mens vandag nie bloot verkeerde gedrag nie, maar 'n hart wat van nature van God af weggedraai is. Die vraag is dus nie net, hoe lyk my lewe aan die buitekant nie, maar hoe lyk my hart voor God? Die Bybel is eerlik oor die menslike hart. Jeremia 17 vers 9 sê, bedrieglik is die hart bo alle dinge. Ja, verdorwe is dit. Wie kan dit ken? Van nature is ons harte besmet deur sonde. Ons mag dalk daarin slaag om voor ander mense goed voor te kom. Maar God sien die ware toestand van ons harte. Ons eie pogings om onsself rein en skoon te maak, is heeltemal onvoldoende. Geen hoeveelheid goeie werke, godsdiens of selfverbetering kan die sonde uit ons harte verwyder nie. Ons het 'n verlosser nodig. Ons het iemand nodig wat nie net ons dade verander nie, maar ons harte nuut maak. Die wonderlike evangelie is dat Jesus gekom het om sondaars te red en harte te reinig. 1 Johannes 1 vers 7 sê, as ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar, en die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. Aan die kruis het Christus die straf vir ons sonde gedra. Deur geloof in hom, word ons nie alleen vergewe nie, maar ontvang ons ook 'n nuwe hart. Die Heilige Gees werk daagliks in ons om ons meer en meer aan Christus gelykvormig te maak. Ware reinheid begin nie by uiterlike verandering nie, maar by 'n hart wat deur Christus gereinig is. Jesus beloof dat die wat rein van hart is, God sal sien. Reeds nou ken ons hom deur geloof, maar eendag sal ons hom van aangesig tot aangesig sien in heerlikheid. Neem daarom vandag tyd, liewe broeder en suster, om stil te word voor die Here en bid in opregtheid saam met Dawid. Deurgrond my, o God, en ken my hart. Toets my en ken my gedagtes. Psalm 139
vers 23. Vra die Here om jou hart te ondersoek. Bely enige sonde wat die Heilige Gees aan jou openbaar en vertrou op Christus alleen om jou te reinig. Kom ons bid saam. Onse troue God en Hemelse Vader, in aanbidding buig ons voor U neer vandag, die lewende God van hemel en aarde. Baie dankie dat U ons harte skoon kom maak en ons kom reinig deur die bloed van Jesus U Seun. Help ons, Here, om verkeerde dinge in ons lewe raak te sien, dit voor U as sonde te bely en om vergifnis te vra. Dankie vir die Heilige Gees wat ons in die volle waarheid lei en in ons harte en lewens werksaam is. Wil U vandag hierdie boodskap in ons lewens bekragtig en help ons om gehoorsaam te gaan leef, ook in hierdie dag, tot U eer alleen. In Jesus Christus se naam vra ons dit. Amen. Vriende, mag U 'n wonderlike dag hê.